Die 7 kruiswoorde. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom Jesus gekruisig het. Markus 15:25. Mense noem die dag Goeie Vrydag. Maar vir Jesus kan ek jou verseker, was dit baie beslis nie 'n goeie Vrydag gewees nie. Vir Jesus was dit 'n dag van afgryse, van verwerping en van vernedering, pyn en ergste hartseer wat 'n mens jou kan indink. Ja, Jesus aan die kruis. Hy was tog ten volle God, al was hy ten volle mens. En hy spreek woorde van hoop, heling en vergifnis, omdat hy God is. Nou die eerste kruiswoord gaan oor vergifnis. Ek hoor Jesus se eerste woord aan die kruis daar in Lukas 23:34. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergifnis is waaroor die kruis gaan. Dis waarvoor Jesus gekom het. Anders was alle mense verdoem. Vergifnis begin by God. Ons het vergifnis nodig, want ons het almal gesondig en is ver van God af. Ja, daar is 'n kloof tussen ons en God, as gevolg van ons sonde, wat nie op ons eie oorgesteek kan word nie. Jesus het die prys kom betaal met sy lewe, met sy liggaam en met sy bloed, sodat ons vry kan wees, sodat ons verhouding met God herstel kan wees. Ek hoor in Kolossense 2:14, hy Jesus het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit, ons sonde, vergoed weggeneem. Die kruis is die brug van vergifnis, waarmee ons die kloof tussen ons en God kan oorsteek. As Jesus aan die kruis sê, Vader, vergeef hulle, bid hy nie net vir diegene wat hom kruisig nie. Hy bid vir elkeen van ons. Ja, vir my en vir jou ook, want dit is ons sonde wat hom kruisig, sodat ons in Christus vergewe kan word. Dink net 'n oomblik, nee. As jy die enigste persoon op aarde was, sou jy die een wees wat daardie spyker self in Jesus se polse moes inkap. Met ons sonde wat nog nie vergewe was tot en met ons in Christus geglo het en hom as ons enigste verlosser aangeneem het nie, is dit presies wat gebeur het. Ek en jy het Jesus self gekruisig. Jesus bid sy Vader om vergifnis vir die mense wat hom kruisig, en hy grond sy gebed op hulle onkunde. Die Joodse leiers en die volk het vasgeglo dat hulle 'n God dien en God te guns doen deur Jesus te laat kruisig. Die soldate het nie geweet dat hy die verlosser van die wêreld is nie. Die reaksie van die Romeinse offisier, hierdie man was werklik onskuldig. Het die verteller moontlik gekies om aan sy lesers te sê dat mense wel positief begin reageer het op Jesus se onskuldige dood. Ja, binnekort sou talle priesters hulle ook tot die Christelike geloof in Jesus bekeer, hoor ons in Handelinge 6:7. Ja, ons is almal sondaars en daarom het ons almal skuld aan Jesus se dood. Die goeie nuus is egter dat God genadig is. Hy sal ons vergewe en deur sy seun vir ons 'n nuwe lewe gee, as ons sy seun aanneem. Dit was gebruiklik dat die Romeinse soldate die gekruisigde misdadigers se klere onder mekaar verdeel, nee. Die feit dat hulle oor Jesus se klere loetjies getrek het, kan gesien word as 'n vervulling van Psalm 22:17-19. Daar staan, soos honde het hulle my omsingel, die bende misdadigers sak op my toe. Ja, hulle bind my hande en my voete vas. Al wat bene in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. Jesus hang onskuldig
aan 'n vervloekte kruis, maar sy eerste woorde, na al die pyn en lyding waar hy besig was om te sterwe, bid hy en vra God om mense te vergewe. Vergifnis is liefde. En dan die tweede kruiswoord, gaan oor geloofsekerheid. Ek hoor daar in Lukas 23:43, Jesus se belofte. Luister wat Jesus ons beloof. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek hoor Jesus se belofte aan daai rower aan die kruis wat saam met hom hang daar in Lukas 23:43. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, die misdadiger aan die kruis langs Jesus besef dat dit net deur Jesus is wat daar vir hom redding kan kom. En hy roep uit na hom en Jesus gee hom die sekerheid dat hy die ewige lewe sal hê. Nog dieselfde dag saam met Jesus in die hemel, die paradys sal wees. Nog dieselfde dag met Jesus afstap daar in die ewigheid na die troon van God en hom oorgee aan Vader God. Jesus gee die misdadiger die versekering dat die misdadiger gered is en vir altyd by God sal wees. Ons kan en moet ook hierdie sekerheid hê wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser, wanneer ons na hom uitroep en in hom glo en hom vertrou. Die beloftes in die Bybel is die basis vir die sekerheid wat ons kan hê, omdat die Here Jesus bereid was om sy lewe aan 'n vervloekte kruis op te offer. Dalk vra iemand, wat is hierdie beloftes? Kom ek sê vir jou wat dit is. Ons hoor in Romeine 10:11, niemand wat in hom, Jesus, glo sal teleurgestel word nie. 1 Johannes 5:13, hierdie brief skrywe ek, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Johannes 6:47, wie in my glo het die ewige lewe, sê Jesus. Johannes 3:16, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En Handelinge 16:31, glo in die Here Jesus, glo in hom en jy sal gered word. En natuurlik dan Romeine 8:1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maak dit in jou hart vas. Geen veroordeling vir die in Christus Jesus nie. En Paulus se hele beredenering van hoofstuk 5 vers 1 af tot in hoofstuk 7 vers 25 trek in hierdie een versie saam. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. En die volle konsekwensie van die woorde is dat jy as 'n geredde mens nooit weer hoef wakker te lê en met 'n skuldige gewete hoef rond te rol oor die een of ander iets wat jy iewers in die verlede verkeerd gedoen of gesê het nie. As jy in Jesus Christus is, as jy jou skuld op hom afgelaai het, dan weet jy nou met algehele sekerheid, God het jou vrygespreek en daar is geen veroordeling vir jou nie. En dan hoor ons die derde kruiswoord, en die derde kruiswoord gaan oor troos en versorging. Ek hoor Jesus daar in Johannes 19:26 tot 27 sê, daar is u seun, daar is jou moeder, selfs in sy grootste pyn, sy verwerping, vernedering en die dood, en die behoeftes van die mense om hom vir Jesus, selfs in sy grootste pyn, verwerping, vernedering, is die dood en die behoeftes van die mense om hom vir Jesus meer belangrik as die dood wat voor hom staan. So is ons persoonlike versorging ook vir hom belangrik. En weet ons dat hy sorg vir ons daaglikse brood, vir ons veiligheid, vir ons inkomste, vir ons gesondheid, ons geestelike behoeftes ensovoorts.
Hy is ons herder wat ons lei en na ons belange omsien. Hy gee ook sy gees aan ons as 'n trooster en 'n helper, sê die woord in Johannes 14:26. En dan kom ons by die 4de kruiswoord en ek hoor Jesus daar in Matteus 27:46 en Markus ook sê, my God, waarom het U my verlaat? Aan die kruis beleef Jesus dat God ver is en dat hy hom alleen gelaat het. Dit is die gevolg van sonde. Dit bring skeiding tussen ons en God. Dit isoleer ons van God af en dis wat Jesus ervaar het. Jesaja 59 vers 2 sê, dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Ja, dit is julle sondes wat maak, dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie na julle wil luister nie. Omdat al ons sonde op Jesus was, aan die kruis, omdat hy sonde vir ons geword het, ja, 'n vervloekte in ons plek, het hy Godverlatenheid beleef. Jesus se Godverlatenheid is ook die prys wat hy moes betaal, sodat ons in God se teenwoordigheid kan lewe, nou en in die ewigheid. En dan kom ons by die 5de kruiswoord, en ek hoor Jesus daar in Johannes 19:28 sê, ek is dors. Die 5de kruiswoord beklemtoon Jesus se intense lyding. Ons moet onthou dat hoewel Jesus ten volle God was, was hy ook ten volle mens, en hy ly in sy mensheid, in sy menswees, en was hierdie lyding wat hy deurgemaak het eg en werklik. Dink aan die pyn wat hy moes verduur het, vandat hy oorgegee is om gemartel en gekruisig te word. Maar die hoofoorsaak van die dood van 'n gekruisigde was gewoonlik 'n asemnood, veral omdat hy sou sukkel om asem te haal omdat hy aan sy arms opgehang was. As jy jou bene reguit kon maak, sou dit dalk help, maar die gekruisigde is so vasgemaak dat sy bene gebuig was en hy dit nie reguit kon maak nie. Dit sou in elk geval baie pynlik gewees het, omdat daar spykers deur sy voete ook was. Ja, Jesaja 53 vers 4, tog het hy Jesus ons lyding op hom geneem. Die 6de kruiswoord, ek hoor Jesus daar in Johannes 19 vers 30 sê, dit is volbring, tetelestai. Die 6de kruiswoord is die oorwinningwoord. Dit is die hoogtepunt van die kruisiging, want hiermee sê Jesus dat hy dit waarvoor hy gekom het, voltooi het, tetelestai. Sy werk is afgehandel. Hy het betaal vir die sonde van die mensdom. En die 7de kruiswoord, ek hoor daar in Lukas 23:46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Ja, die finale woorde voordat Jesus sterf is woorde van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie, want op die Sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. Hy gee ook daar die oorwinning vir ons. Ons kan ook met sekerheid onsself oorgee aan die Vader, nou en wanneer ons sterwe, want Jesus het daar die pad vir ons gereed gemaak, hy het oopgemaak, hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei in die hemel, en ons weet dat God ons daar sal ontvang wanneer ons sterf. Here Jesus, daar is nie woorde om dankie te sê nie. Daar is nie woorde wat 'n mens kan uiter, wat krag gee aan dit wat u gedoen het nie. U het alles gedoen. U het vir ons alles geoffer. Daar is niks meer wat u kan doen nie. En ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit, Here. En ons gee onsself opnuut oor in hierdie oomblikke waar ons aan u kruis gesit en dink het en gehoor het wat u self aan die kruis geuiter het. Amen.